Nou terwyl ek het toe later omdat ek nou ek was toe al reeds toegelaat as advokaat ook, so ons het toes ek as militêre regsadviseur aangestel. Dis maar 'n regsoffisier, maar 'n regsoffisier het daai tyd was meer 'n ou met een pip, jy het nie noodwendig LLB gehad nie. Ja. Dis ouens met 'n B Juris of 'n B Prok en so, en hulle is daar. En die LLB ouens, veral as jy toegelaat is, dan sê jy 'n regsadviseur en jy kry 'n spesiale toelaag. Ek het 'n hengse lekker py gekry vir dit. Jy kry professionele py, wat hulle dit noem, in die army. Ja, goeie py vir daai tyd. Ja. En is belastingvry. So is meer as wat jy by justisie gekry het daai tyd. En dan en jy kry twee pips. Jy word 'n volluitenant. So gebeur dit. Ek is in Bloemfontein by die HK, by die hoofkantoor gestasioneer. En dan het dit gereeld gebeur dat ek moet gaan rade van ondersoek doen of krygsrade gaan doen. Ouens gaan verdedig in krygsrade in ander dele van die land. Byvoorbeeld as dit nou in Bloemfontein 'n ou in 'n krygsraad aangekla word, dan sal ek hom nou miskien aankla. En dan kry hy 'n militêre regsadviseur van Kimberley om hom te kom verdedig, wat hom nou kom verdedig. Dat daar nou nie enige teken is dat daar teen hom gediskrimineer word en so. So gebeur dit dat ek gaan doen 'n krygsraad of 'n raad van ondersoek, kan nie onthou nie, in Discobolos. Nou as daar nou 'n horrible army kamp ooit was, die mense wat daar was sal weet, dan is dit in Discobolos, dis daar by Kimberley. Terrible. Nou daar was 'n Samajoor gewees, Samajoor Blighnout. Ek dink hy's dood, so ek kan maar sy naam nou sê, Samajoor Blighnout. Hy was die RSM, die regiment Samajoor. Dit is nou nie net gewoon, jy het 'n AO1 gekry. AO2 het net so 'n badge gehad en dan het jy AO1 gekry. Hy het nog sulke kransies om die badge gehad, so 'n bietjie hoër is. En dan het jy 'n regiment Samajoor gekry. Hy was nou sommer 'n meneer gewees. Hy het so 'n agtergrond van sy badge gehad, so swart agtergrond. Gewoonlik die mustache. O nee, hy moet die mustache hê, ja, en 'n boep, altyd 'n boep. Nou die ou Samajoor blikkies. Hy was in Discobolos, in Kimberley. En hy het 'n hond gehad. Ek dink dit was 'n boshond. En die hond het oral op sy hakke geloop. Oral waar Samajoor blikkies gaan die hond oral. En nou die troepe daar, net soos in ons geval was dit ook maar so. Die bungalows het op die kante het hulle toilette. Wel, hulle het 'n enkel kamertjie waar 'n korporaal gewoonlik geslaap het op die kante, en dan reg reg oorkant hom was daar dan 'n toilet. Maar niemand mag daai toilet gebruik nie. Niemand mag, ek dink die korporaal mag hom gebruik met spesiale toestemming, ek weet nie, maar ons in elk geval mag dit nie gebruik nie. Net so in Kimberley oral was dit maar so, jy mag hom nie gebruik nie. Jy moet 'n toilet gaan gebruik wat Helen Gone is daar buitekant. So gebeur dit dat een van die mamma se seentjies wat bang is vir die donker, hy gaan toe nou in die nag en hy gaan damp hom daar in die reg oor kan die korporaal se kamer. Korporaal weet dit nie want hy slaap. Maar nou trek hy nie die toilet nie, want hy wil nie hê die korporaal moet wakker word nie. Volgende môre toiletta daar. Almal weet wie dit gedoen. Maar jy klik mos nie op jou maatjies nie. Nou roep die korporaal eers almal bymekaar. Hulle moet nou sê wie daai dumping daar gemaak het. Niemand weet dit nie. Niemand weet. Hy sê nee, maar in daai geval, julle daar nie een weet nie, dan gaan ons nou 'n lyn maak van die bungalow af tot daar by die toilet waar hy moes gedamp het, en dan gaan julle hierdie ding per hand aangee tot daar. So maak die man 'n lyn, so begin hulle aangee, maar nou gelukkig die laaste klompie ouens toe by hulle kom, toe is daar nie meer iets om by hulle te kom nie, want dit sit aan die ander manne se hande.
Nou is die ouens lekker die Helen vir hierdie nee, vir hierdie mannetjie wat daar gedamp het, want hy moenie daar damp nie, maar hy is nou net te bang om in die donker te loop. Nou sê hulle vir hom, luister man, as jy weer te bang is, dan gaan jy nou langs die bungalow, was daar blykbaar kaserne, waar 'n PF, 'n Permanent Force luitenant geslaap het, one per loot geslaap het. Dan sê, ek dink dit was luitenant van Vieren. Sê hulle vir hom, luister, as jy nou weer dit wil doen, dan gaan doen jy dit, dit is net langsaan, dan gaan doen jy dit op luitenant van Vieren se stoep, eerder. Maar jy kom doen dit nou nie weer in die toilet nie. Vat daai ouetjie dit toe nou wragtig ernstig op. Volgende keer gaan los hy om daar op van Vieren se stoep. Nou is daar groot moeilikheid. Want nou sit nie meer net 'n bungalow saakie, nou sit nou sê hele eenheid, ja, die hele basis word nou. En Samuel Blighnout raak nou betrokke. Nou tree almal aan daar op die paradegrond. Nou loop hy voor hulle. So ek was nou die ouens vertel vir my, man, as jy in die army is, dan sien jy dit. Jy kan jou dit absoluut voorstel. Ek kan dit self nou Jy kan nou soos ek hier sit, kan ek hom sien. Nou stap ou Samuel Blikkies met sy stok, hy so 'n stokkie mos, stap hy met die stokkie onder die arm. Heen en weer, al hierdie manne staan op die plek rus nou op die paradegrond en hy stap. Stowwerige paradegrond. Ja, hy is altyd daar. Ja, wel in Kimberley is alles stowwerig. Stap hy nou met die dinge en die hondjie al agter hom aan. En so stap hy heen en weer. Troepe! Laasdag het daar 'n ernstige vergryp tussen hierdie lyne plaasgevind. Die korporaals weet nie wat is vergryp nie, maar hulle weet dis 'n goeie ding, ja. Iemand, nou stap hy heen nou weer. Iemand het dit goed gedink om op luitenant van Vieren se trappe te As daardie persoon nie nou na vore kom nie, dan word almal van julle se passe permanent gekanselleer. Tot die einde van jou lewe, ja, jy gaan nooit weer op pas nie. So stap hy die hond al agterna. So ek wag dat daardie persoon nou sal uitkom. Nou staan hy daar. Hier een mannetjie daar agter in die parade. Nou in die parade in die army werk dit so, jy steek nie jou hand op nie, jy steek jou arm reguit na vorentoe uit en jy stamp jou regtervoet agter jou linkervoet in. Dis nou jy staan op die plek rus. Ja. En dan as jy jou hand wil opsteek, dan stamp jy jou regtervoet agter jou linkervoet in en jy steek jou regterhand op. Kadoef, dwa. Nou dog as hier gaan die ou nou uitkom wat dit gedoen het. Samajoor! Ja, trop! Samajoor! As dit nie miskien Samajoor se hond wat daar op luitenant van Vieren se stoep gekak het nie. Hulle sê ou Blikkies word hier uit sy nek uit word hy pers. Troep! Karisa! Arme troep, loop pas! Arme troep, loop pas. Daar om tot reg voor ou Samuel Blikkies, kadoef. Daar staan hy, op aandag. Hulle sê ou Samuel Blikkies druk so met sy stok so in die troep se ingewande in. Hy sê, troep, 'n hond, vee nie sy hol met papier af nie, het jy my? 'n hond. So toe die bloody troep nog wragtig die vermetelheid gehad om sy gat te gaan afvee met papier en die papier ook nog daar te los. Maar nou ja, wat moes hy met die papier maak? Skitterend.